die wat die Here vanoggend kom ons na die toe met groot dankbaarheid in ons harte, omdat ons weet dat U die God is wat hemel en aarde gemaak het. U woord sê vir my is niks onmoontlik nie. Daar is niks wat U nie kan doen nie, want deur die woord het die hemel en aarde gemaak. Deur die genade draai ons elke dag deur. Here, en U woord sê vir ons dat as 2 of 3 saamstem oor 'n saak, sal ons weer val van ons Vader wat in die hemel is. En daarom ek vra vanoggend, Here, dat ons as 'n groep, as 'n gemeente, saam sal stem oor hierdie brandstigting, oor die brandwerk in ons land. Here, dat U sal toetree. Here, ons lees in die woord dat God verander tot die gedagte van die vyand. U gee ook aan die vyand 'n ander hart. En ons bid vir die mense, ons bid vir hulle wat die brand stig, ons bid vir hulle wat kwaad doen. Maar ons bid ook vir hulle wat die skade gelei het in die vuur, hulle wat in gevaar is. Dat ons vanoggend in die hand van die Here uitgestrek sal word. Here, dat U vanoggend in groot genade aan elkeen van hulle dink. Here, ons as mense wat dit nie beleef nie, wat dit nie ervaar nie, kan amper nie indink wat dit moet wees nie. Maar ons vra vanoggend, Here, dat U dit sal versterk, dat sal beskutting bewaar. En weet ons dat wanneer die hand van die Here oor hulle is daar geen mag of duisternis wat naby hulle kan kom nie. En ons gee hulle vanoggend in die hand, want bid Here vir hulle wat skade gelei het, dat die Here een of ander wyse, Here ook vir hulle sal help en sal voorsien. Maar dat ook hierdie saak Here tot die hart van die mense spreek. Want dit is so Here die dinge gebeur, die ook gewoonlik nie sommer maar net nie. Here, miskien is U besig om met ons land te praat, miskien praat U met die volk, miskien praat U met die kinders, dat ons oor sal opgaan en sien wat gebeur, en dat ons weet dit is tyd om reg te maak. Here, dat al die tekens en al die dinge wys vir ons dat ons op die einde is. Ons is naby aan die einde van al die dinge, ons is bewus in die laaste dae. Maar ons vra Here vir baie groot genade. Dat U sal intree, dat U die brande sal stop, Here, dat U sal reën gee, dat U die winde sal draai, hoe U ook al dit wil doen. Here, U is magtig om ons uit te voer, en ons kan dit hierdie sake vir U gee. Ons kan dit aan U voete kom, en Here, want as mens is daar so min wat ons kan doen. Ons is eintlik hier ver van alles af, is ons magteloos, maar die Here onze God is oral. En ons vra Here dat U magtig sal intree. En as gemeente wil ons vanoggend saamstem uit ons hart en vra Here, dat U sal toetree en sal die brande sal stop, dat die skade sal voorkom, maar dat U ook tot die hart van die mens sal spreek en die mense oor sal oopgaan en sal besef dat die tyd waarin ons lewe, daar is nie tyd vir enigiets anders meer as om God te soek in alle erns nie. Here, ook vir ons as gemeente, lei ons dat ons meer dikwels sal bid, dat ons meer in erns sal bid, dat ons saam sal bid, dat ons sal saamstem, sodat die Here kan hoor en vir ons kan gee dit wat ons nodig het. Maar ons draai die brande in op ons voor Here, soos U wil, volgens U groot genade, van ons tree in en gee vir ons die uitkomst. En ons vra dit alles vanoggend van U in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here, en ons prys, ons wil van ons eer as die koning, wat altyd gereed is om die uitdaging te gee. Ons gee dit in die hande vanoggend, en ons sê Here, baie dankie daarvoor. Ons vra as gemeente ook vergewe ons sondes. Mag U ons land sy skuld vergewe. Here, daar soveel verkeer, daar soveel verskrikkelike dinge aangaan, maar ons vra vergewe ons in die groot genade. Spreek ons vry en help ons land en ons volk. Ons vra dit alles in Jesus naam en ons dank en ons eer U daarvoor. Amen. Here, ons kom vanmôre na U toe. U is ons groot God, Here. U is 'n God van wonderwerke. Here, ons kom vanmôre en ons bring hierdie brande daar in ons baai voor U, Here. Here, ons kom as gemeente vanmôre en ons vra dat U genade sal uitstort oor daardie mense. Here, dat U daardie winde sal omdraai.
Here, dat U 'n stort by reën sal gee, dat al die brande geblus sal word, Here. U is die almagtige God, die God wat hemel en aarde geskaap het, Here. U het beheer daaroor. Here, en ons vra vanmôre dat daardie mense wat al skade gelei het, Here, dat U hulle se hand sal vashou, dat U sal voorsien, Here Jesus. Mense wat seer gekry het al, Here, ons vra dat U hulle sal genees. Daai brandblussers, Here, mense wat die brandblussers doen, die werk doen, Here, beskerm hulle elke oomblik van die dag, Here, daar waar hulle daardie vuur beveg, Here. Ons vra dit omdat ons weet, U is 'n God wat getrou is. U luister na ons gebede. U sê in die woord, roep my aan in die dag van benoudheid, en ons roep U aan vir wille van daai mense, Here, en ons gee U al die lof en eer vanmôre, omdat ons op U kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. As dat julle iemand is wat vanmôre sê, dit vir my ook, drank en siekte, wat ook al, as jy welkom vanmôre met die woord verstaan, sal jy oorvrediging, en ons sal vuur bid. Lukas 1 vers 37 sê, by God is niks antwoord. Amen. God kan alles doen. God weet alles. Ek vra ook nie altyd vir mense, wat moet jy doen? Wat is die rede hoekom jy kom vir gebed doen? Elke ou het 'n rede. Elke een weet hoekom hy kom. Maar die groot belangrikste saak van alles is God weet ook. En ek dink dit is die belangrikste. Dit is nie ook nie soek. En ek gaan vanmôre vir hulle bid. En ek wil vra dat daar waar jy sit, dat jy die hand op die vrye hande doen. Saam stem. Dus waar ek voor jou gebid het. Wat 2 of 3 met die saam stem, sê die woord vir Here sal dit vasstaan. Kom ons bid. Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, hier staan 3 mense voor U vanmôre wat sê, ons het 'n behoefte aan God, aan raking in ons liggaam. Ons het omstandighede. En U weet wat is daardie omstandighede. Vader, en U nie alleen aan die wysheid kan wag, maar Here, U kan ook vir die dokters wysheid gee om regte goeders te doen. En Here, dat U die regte behandeling sal gee, want ons weet U werk ook wel, Here. Maar Vader, ons eerste prys en dit waarvoor ons die eerste staan, is 'n aanraking van U. Dat U hierdie mense sal aanraak, Here, na siel, gees en liggaam, en waar hulle ervaar hulle lewe, daar is 'n krankheid, daar is 'n rede oor vanmôre sê bid vir my. Wil ek sê, jy wat in die hart sien, jy wat in die verborgenhede sien, sien hulle nou. En daar U liefde en U genade, Here, raak hulle aan. En gee, Here, dat daar genesing sal wees, dat U herstel spoedig sal wees. Ons vra dit vanmôre vir hulle, en ons dank U daarvoor. Laat dit so wees. Here, U woord sê soos ons glo, soos dit wees in ons glo vanmôre. Here, ons bring U net ons gebede met smeeking, maar ook danksegging. En ons sê vir U dankie, Here, dat ons gebede hoor. Ten opsigte van die brande, ten opsigte van hulle situasie wat U voorstaan. Here, U is God wat wonders doen. Laat dit so in hulle lewe wees. En ek dank U daarvoor dit, Here, in Jesus wonderlike naam. Seën hierdie diens dan ook verder, Here, dit wat ons gaan die offergawe is die diendes, seën dit ook, Here. Gee vir ons ook wysheid en dit verantwoordelikheid. Dit is van U, Here. Eer en ek dank U daarvoor. Dankie dat U ons deurdraag. Dankie dat U vir ons voorsien. Dankie dat U met ons is. Seën ons dan nou hierdie diens, man. Hulle wat ons wat bedien vanmôre met sang en musiek, seën hulle ook vanmôre, Here. Vra in Christus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie. Kom ons staan, ons op die offergawe se dienes, terwyl ons die Here kan saam met saam sing. The
Lord, I need to pray.
U is Elshad. U is die ongeloofsame. U is 'n God wat voorsien. Here, wanneer ek die woord lees, dan praat dit oor realiteit. U is 'n God wat lewe gee en wat voorsiening gee. En wanneer ek hierdie lied sing, Here, dan weet ek, daar's fontein. Daar is voorsiening in U hand, Here, na siel, gees en liggaam sorg vir ons as mens. En ek dank U, Lord. Vader, ek vra nou dat U ons sal bou met stuk versterk ook deur U woord, dat invloed sal vind in ons harte. En dat U Gees, o Here, die naprediker van hierdie woord sal wees, om hierdie woord ook lewe in ons harte te maak. Ek vra dit vanmôre in Christus naam. Dank U daarvoor. Amen. Baie dankie vir die sitplek, meneer broeder en suster. Ja, dan verneem ek vir daai wat ek gesê het. Ekskuus ek nou nie. Ek herhaal maar net, as jy uitstap, daal voor, langs die plank staan, so blaai, die vat vir jou een oor die hele van het daal vas, weet jy, asjeblief. Ek lees vanmôre vir ons die gedeelte uit Matteus 6, ons teksvers vers 33. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou as jy wil gaan kyk na wat al daardie dinge is, dan sien ons dit daar in die 31ste en die 32ste vers waarom sê we julle nie wel wat julle sal eet of drink of aantrek nie. As jy wil soek die koninkryk van God. Die Hemelse Vader weet wat het ons nodig. Hy ken ons behoeftes. Maar soek sy koninkryk en die geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Praat julle nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge praat. Elke dag is genoeg van sy eie kwaad. Hierdie teksvers begin met 'n werkwoord. Dit sê vir ons soek. As ons nou vanuit 'n taal aspek, semanties, wat ek wil daarop kyk, dan sê daardie woord is 'n imperatiewe woord. Dit beteken eenvoudig maar net dit is 'n bepaalde werkwoord. 'n Werkwoord wat vir ons sê daar's iets wat ons moet doen. Daar's 'n aksie wat ons moet neem. Maar die betekenis is veel meer as wat u en my normale idee van soek is. Ek soek baie daarna in die huis rond, waar is die sleutel? Ek weet nie of dit met u ook gebeur. Ek weet altyd eintlik waar my sleutels is. Ek soek baie keer by deur, ek weet ek nie waar sy nie, dan dink ek altyd eers te veel. En dan sê ons wel. Maar dan kry ek hom waar op laaste neergesit. Ek praat nie van daai tipe van soek nie. Hierdie soek het meer daarin. Die Griekse woord siteo. As ons vertaal, het ons dit vertaal as soek. Maar die betekenis daarvan is om ywerig te soek. Daar's 'n bepaalde energie wat daarin gaan. Dis om aktief na iets te streef. Ek wil dit graag hê. Om ernstig te begeer. En as ek baie ons wil met jy mag nie begeer nie. Nee, die verstaan verkeerd. Die teksvers het ons so baie keer verkeerd aan hulle sê, jy mag nie begeer nie, 'n gedeelte wat sê, jy mag nie begeer nie. Jou naaste se vrou se os se esel of iets wat in jou naaste behoort nie. Dit mag jy nie begeer nie. Maar ek mag begeer dat die Here elke kerk in hierdie land sal volmaak. Ek mag begeer dat elke mens 'n verhouding met die Here sal hê. Ek mag begeer dat mense die Here in sy genade en sy grootheid en sy krag en sy liefde sal ken en in sy barmhartigheid sal ervaar. So ernstig te begeer, wil ek graag hê, as ek dan anders moet stel, om doelbewus te soek. Daar's 'n rede hoekom ek dit doen. Jesus het ook met 'n rede gekom en hy het ook met 'n doel en met 'n rede gesoek. Om jou aandag en energie op dit wat jy soek te fokus. Ons begin hierdie 21 dae vas en ons begin met die eerste gedeelte en jy sien ook Jakobus haal dit aan daarso in daardie eerste gedeelte en maar ons net as jy blaadjie gevat het. Wat sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Wat is die doel? Ons wil in 'n nader verhouding met die Here staan. Ons wil die wil van die Here ken en ons wil die wil van die Here doen.
'n verdere eienskap van hierdie woord soek is dat dit in die teenwoordige tyd geskryf is. My Engelse juffrou sê it's present tense. It's now, it's here. Dis nou, dis hier. Dit is wat jy nou doen, my broer, my suster. Nie wat jy in die verlede tyd gedoen het nie. Wat jy nou doen. Dis nie wat jy in die toekoms gaan doen nie, dis wat jy nou het. Die verlede is verby, jy kan niks aan verander nie. Die toekoms is nie ingegewe nie. Ek weet nie of ek môre nog hier gaan wees nie. Maar wat ek wel weet is ek is nou hier wat ek nou doen, dit is belangrik. En nou sê ek ook vir julle vir soek. Dit beteken môre, weet dieselfde as wat dit vandag beteken. Want as ek môre opstaan, dan sê daai teksvers vir my soek. Soek vandag, soek nou die koninkryk van God. Jy moet nou soek. Dis nie 'n versoek nie. Dis 'n bevelsvorm geskryf. Dis 'n opdrag. Here gee jou nie 'n keuse nie. Hy sê nie as jy wil nie. Hy sê nie as jy so voel nie. Hy sê soek. Vas. Dit neem ons reg van keuse weg. En ek moet dit doen. En dis een van die dinge waar ons moet begin. Ek kom nou by 'n teksvers wat sê vernuwe jou denke. Ons dink baie keer, want wie wat ek kan alles doen wat ek wil doen. Niks is gegewe nie. Ek is jammer vir jou om te sê dit is nie die waarheid nie. Daar is seker goed wat gegewe is. Ons kan nie daarmee verbykom nie. Dis vas. Die woord van die Here gee vir ons gegewens. Dis feite. Dis jy moet dit net doen. Jy kan nie dit wegredeneer nie. Jy kan nie jammer ek het 'n reg tot keuse daarbey voeg nie. Jy moet die Here jou God lief hê. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet jou naaste lief hê. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet jouself lief hê. Jy het nie 'n keuse nie. Alhoewel ons dink ons het keuses. En hy gaan verder. Met al die goed. Dis een van hierdie dinge. Sê vir ons. Jy moet soek. Jesus self het gesoek. En ons lees in Lukas 19 vers 10. Dan sê daar die gedeelte dat Jesus het gekom om te soek. Na wat? Die wat verlore is. Om hulle wat verlore is te red. Nou moet ons ook verstaan, hulle het oor die wet gelewe en ander ons het sonder kindertjies gelewe. En hulle het nodig gehad dat Christus ook in hulle lewens moet wees. En hy het gekom om sy lewe af te red. Hy het gekom om te sterwe vir een vir my. Sy doel van hoekom hy hier gekom het, is om ons te red. Te red vir die ewige doel. Om ons te red vir die straf, die loop vir die sonde en die dood. Dis wat praat ek van hel. Jesus koppel ook 'n belofte aan hierdie opdrag om te soek. In Matteus 7 vers 7 sê hy, soek en julle sal vind. Soek en julle sal kry. En nou kom ek en ek bring die Bybel in konteks, want ons moet die Bybel altyd in konteks lees. In ander woorde, die geheel moet vir die prentjie gee, nie net 'n enkele teksvers nie. En ek sê altyd die konteks met ander woorde die eerste vers direk vir die vers wat jy lees, en die eerste vers direk daarna, en dan ook die hele hoofstuk dit influis. Maar dan kan jy gaan kyk na die geheel van die Bybel, en nou sê in Matteus 7 vers 7, soek en julle sal vind, en dan vind ons 'n ander teksvers, wat ons in verband bring met hierdie teksvers, dan sê hy, bid, en julle sal ontvang. Wat sê ek daardeur vir jou? Om te bid is een van die maniere hoe ons as kinders vir die Here soek. Nou kan jy die vraag vra, wat en waarna moet ons soek? Hierdie teksvers wat ons gelees het, gee dit en maak dit vir ons baie duidelik waarna ons moet soek. Hy sê, soek die koninkryk van God. Soek die koninkryk van God. En sy geregtigheid. En al die ander dinge sal jou byvoeg. Dit beteken dat nie nou dat ons na 'n land of 'n plek moet soek. Want jy sien, koninkryk verwys nie noodwendig na 'n land nie. Of 'n plek, en dit wys na die teenwoordigheid van die Here ons God. Dit verwys na die teenwoordigheid van 'n lewende God. Die Griekse woord vir koninkryk beteken nie 'n grondgebied of 'n plek nie. Dit verwys na 'n paar ander dinge. En ons kan na 'n paar dinge gaan kyk, so vinnig daaroor praat. Plekke waarna ons moet soek. Lukas 17 vers 21 sê. Die koninkryk van God is binne in julle. Jou en my liggaam, moet jy mooi verstaan vanmôre, is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die derde persoon in die Godheid. Met ander woorde, dit is die inwonende God, wat ek kan sê, in u en my lewe. Ek wil dit eenvoudig stel, dat ons as kinders van die Here moet leer
soos wat ons kinders leer. Ons leer ons kinders, jy moet jou hart nie vir Jesus gee. Ons leer ons kinders dat Jesus woon in jou hart. Hoor as jy in. Nie om soos wat Christus na die hart gewys het. Daarom kom Paulus in sy wysheid kom hierdie man waar uit ons grootste gedeelte van die Nuwe Testament kom en hy sê ek leef nie meer nie maar Christus in my. Hoor jy mooi wat ek vanmôre vir sê? Matteus 6:10 in die modelgebed kom hy en hy leer Jesus die mense te bid. Hy sê laat die koninkryk kom, ek gaan laat die teenwoordigheid kom en laat die wil geskied. Here laat die teenwoordigheid geskied in my lewe, dat ek die woorde sal ervaar. 'n Teksvers wat die almal daar in die kop het oor te ken omdat dit baie sê, is Filippense 5 wat sê die Here is naby. Maar omdat hy naby is, weet ek ook hy is in my en omdat hy ook in my is, weet ek het 'n reg en 'n begeerte om te sê ek soek sy wil in my lewe. En daar's baie dinge hoe ons kan kyk en ek al vir julle sê dankbaarheid is een dinge wat Bybel vir baie reg het sê, dit is die wil van God. Ons moet soek na die wil van die Here in ons lewens. Dis ook hierdie gedeelte in die modelgebed. En dis die wil van God dat ons naby met hom sal wees, want God wil met ons in 'n verhouding wees. Nie omdat God moet nie, God moet niks. Maar u en ek moet. Want ons is afhanklik van God vir sy genade en die prys wat Christus ons betaal het vir die ewige lewe. En ek dink dit is belangrik dat ons dit sal verstaan. Strek baie nie die soek na God se wil so uit verband het en ek praat tyd gebruik ek die voorbeeld. Mense sê, ja, ek moet eers bid as die wil van die Here. Daar's geval waar jy moet bid, ja. Maar weet jy wat daar's geval waar jy hier bid? As daar 'n stopstraat staan, dan sê die woord van die Here vir jou, baie duidelik, en hy sê vir my baie duidelik, jy moet stop. Want die teksvers sê nergens jy moet stop by 'n stopstraat, maar wat hy wel sê is, jy moet die landswette gehoorsaam. En omdat die landswette gehoorsaam is, daar 'n stopteken met die regering gemaak is, of ons van hulle hou of nie, wat sê jy moet stop, want daar's 'n rede hoekom jy dan moet stop, en baie mense in hierdie dag partyk weet nie wat dit beteken, maar in elk geval, jy moet stop. Jy gaan nie eers sê, moenie ek gaan nou bid of ek moet stop, of nie, en daai tyd het 'n taxi jou in die pad uitgery. Jy hoor mooi wat ek vir sê. Jy doen dat die woord van die Here sê vir jou dit is dit. Jy gaan nie eers bid en sê, Here, moet ek dankbaar wees, die woord van die Here sê, dis die wil van God, jy moet leer om dankbaar te wees. Jy gaan nie eers bid en sê, Here, maar hierdie broer, het lyk of hy na sy gedoop is, hy is bestuur, is net nie waar. Hoe kan ek vir hom lief hê? Die Here sê nie vir jou nog, hoe lyk hy of wat hy doen, die Here sê jy moet hom lief hê. That's all. Moeilike tyd. Jy mense maklik doen, maar dit vat nie ons verantwoordelik dit weg. Ek gaan nie eers bid of ek moet stop en of ek die woord van die Here moet gehoorsaam nie. Ek weet hoe ek moet doen, en dan moet ek dit net doen. Die wil van God is duidelik in sy woord, maar ons moet die woord ken. Ons moet tyd met die woord spandeer. God se koninkryk, God se heerskappy, raak sigbaar wanneer die kinders van die Here, een ek toelaat en sorg dat ons die woord van die Here uitleef, dat ons dit toepas. Dan gebeur dinge soos liefde begin heers oor haat. Vriendelikheid begin heers oor verskillende. Waarheid begin heers oor die leuen. Reg teenoor onreg sê vir. Vrede teenoor twis begin heers. Dan begin jy die vrugte sien, die vrugte wat pas by bekering, die vrugte wat deel is van die boom. Nou dis waarom jy 'n boom ken. Hoe weet ons dat hierdie ou en daai ou is 'n Christen? Ten eerste aan sy liefde vir God en sy liefde vir sy medemens. Dit daarop gelang. Jesus het vir ons die koninkryk van God openbaar. Die teenwoordigheid van God openbaar. Deur siekes te genees, deur dowes te laat hoor, deur blindes te laat sien, deur lammes te laat loop, selfs toe hy die dood op te werk, sondes te vergewe. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in die Ou Testament is net God wat kan sondes vergewe. Ek kan jou vergewe vir die kwaad wat jy by doen, en ek kan jou vergewe vir baie ander goed, maar jou sondes kan ek jou nie vergewe. As jy nie die knie buig voor God en dit erken en bely nie, dan gaan jy nie vergifnis daarvoor. Met dood te oorwin en op te staan in die dood. Jesus het ons gewys wat die krag van God. En dan sê hy vir ons, ek hoe sê hy in die Afrikaans, maar in Engels sê, the same spirit dwells in you, that raised Jesus from the dead,
die volgoed in jou mond. Gees ten ons. Romeine 14 vers 17 verduidelik vir ons dit so mooi. Die koninkryk van God is geregtig. Dit is vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wie is die vrede vir ons? Is dit die Here Jesus Christus? En die Here Jesus het gesê, ek laat my vrede vir julle na, my vrede. My broer en suster, ook om soek en begeer en streef na die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. En daarom begin ons die vaste gebed, ook met daardie eerste dag, dis môre se gedagte wat sê terug na God. Ek sê ons is weg van God, maar ek sê ons kan nader aan God. Ons kan nader en nader aan God. Frida Francis het 'n liedjie gesing. Nader aan God, nader aan die Vader. Nader aan die Vader wil ek wees. Wees ek wees. En om nader aan die Vader te beweeg, moet ons kom by 'n punt waar ons hom erken as die een wat heers. Ons moet sy heerskappy erken. Ons moet erken dat God is 'n beheer en 'n beheer is van my lewe en jou lewe ook. En ons moet sy posisie in ons lewe erken en gevestig het. Hy is God, hy heers. Hy is Heer, hy is meester van my lewe. Dan stel jy jou eie wil en jou eie dinge ondergeskik aan hom. Jy stel hom ondergeskik aan die beheer van God. En aan sy wil. Hoe soek ons die koninkryk van God? Presies dit wat ek nou sê. Jy erken dat hy is God. Hy is koning vir die koning. Hy is almagtig. Hy is wie hy is. Ons het dan in die name van die Here gesing, soos in Hebreërs verskillende teksverse staan. Hy is almagtig. Dit laas week met 'n ou gepraat wat my gevra het oor hoe sê ons dat Jesus is God. En nou dit probleem met die naam Jesus. Hoe kan God se naam Jesus wees? Kom ons verstaan mooi wat het die Here vir Moses gesê. Hy sê ek is. Ek is. En daarmee saam, ek is God. Maar daarmee saam is ek ook die God wat genees. Daarmee saam is ek ook as jy daai die God wat voorsien. Jy so kan aangaan. Soos beskrywend van hom. Hy is God. En hy wil aan posisie in jou en my lewe. En dan, as ons hom daai posisie gegee in ons lewe, dan plaas dit ons op 'n plek waar hy en ek kan sê, nou is ek gehoorsaam aan sy wil en aan sy woord. Dis nie my keuse nie, dis nie my wil nie. Daar kom hier Jesus in die tyd van Getsemane. Dis die Vader nie my wil nie, maar u wil. Alles wat die Vader my gegee het, dit het ek gesê, niks anders nie. God se wil. En ons moet kom as kinders van die Here in hierdie tyd waarin ons lewe, en dit is al hoe moeiliker dit noem, daarom verwys ek na die tyd waarin ons lewe, moet ons kom by 'n plek waar ons sê, Here, ek soek u wil en ek wil u wil in my lewe hê. Die week iemand gesê, Spreuke 3 vers 6 was van skool daar af vir my 'n baie besonderse teksvers, is nog steeds baie besonder. Hy sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Nie sê, Here, ek gaan nou soek toe nie. Terwyl ek nou na 'n liedjie verwys en kom verwys daar nog ene. My voete loop na my net ek mag gaan woester toe. Dis ons as mense partykeer is, né? Nee, dit is nie so nie. Jy moet jou ondergeskik staan aan sy wil en die rigting wat hy wil hê jy moet nou gaan. Dit moet jy doen en dit wat hy wil hê jy moet doen, dit moet jy doen. Die tweede punt wat ek daarmee wil sê is ook leef volgens die waardes en die riglyne wat die Here vir ons gee. En as jy meer daaroor wil weet van kyk daar in die bergpredikasie, Matteus 5:6, daai gedeeltes, wat sê hy vir ons daar? Hy sê leef met integriteit, hy sê leef met regverdigheid, leef met nederigheid, leef met gehoorsaamheid, leef met liefde. Daar's nog ander wat jy kan gaan kyk wat hy daar in die bergpredikasie vir ons gee. En dis die riglyne wat jou en my voetstappe moet rig, en jou en my denke moet rig, my en jou lewe moet rig. En dan kom jy dan Romeine 12 vers 2, en hy sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ek wil 'n ding sê, nee, dis nie wat jy wil hê nie, wat wil die Here hê? Wat sê sy woord? Ons moet daar met daai plek op, word verandering. En dan raak jou eers te fokus. Nie wat die wêreld kan bied nie. En daarom sê vir ons hier Matteus,
Moenie soek na klere en kos en jy goed wat jy kan aantrek nie. Hy sê hierdie dinge soek jy heilige. Want julle hemelse Vader weet al hierdie dinge wat julle nodig het, maar soek sy heerskappy, soek sy teenwoordigheid. Dis die belangrikste. Niks is meer belangrik. Ons teksvers sê dit, maar dit bevat ook 'n belofte. Kry jou letterlik, soek na God, soek sy wil, soek sy teenwoordigheid, soek sy nabyheid en al hierdie ander dinge. En dis die belofte sal vir jou bygevoeg. Hoe lyk ons prioriteit? Hoeveel tyd spandeer jy en ek in ons dag om te soek na al hierdie dinge wat die wêreld vir ons kan gee? Ons soek na dit wat ons kan drink, en dit wat ons kan eet, en dit wat ons kan aantrek, en al daai goed. En sê jy mag nie dit soek nie, want dit moet nie belangriker wees as jy soek na die woord van God in jou lewe. Ons spandeer ure op 'n dag om na al hierdie goeders te soek. Terwyl die hemelse God en Vader weet wat het ons nodig en hoeveel tyd spandeer ons om sy teenwoordigheid te soek in ons lewens, sy wil te soek, sy rigting te soek. En dis hier waar ons gedagtes moet begin verander. Jou denke, jou fokus moet verskuif na wat God sê. Ek is baie lief vir 1 Petrus 5:7. Hy sê, werp jou bekommernis op hom. Hoekom? Want hy sorg vir jou. Doen ons dit. Hy is God van naby. Hy is bewus, sê hierdie 31 en 32 Vader. Al hierdie dinge soek jy uit, maar julle hemelse Vader weet wat jy julle nodig. God weet. En ja, Jesus leer die mens bid. Here, gee ons ons daaglikse brood. Jy kan die Here vra vir jou daaglikse behoefte. Maar as jy gaan kyk na daardie wet, hy het meer tyd spandeer om God te eer te vereer as jy nou iets is. Verskyf jou fokus. Hy wat sorg vir jou. Soek hom. Soek hom in alles. Hy sorg vir jou. Jy en ek, jou broer en suster, ons moet hom vertrou. Ons begin môre met hierdie tydperk van vas. Die 1 dag van vas. Môre is dag 1 van die eerste week strek van 12 Januarie tot 18 Januarie. Die tema is môre terug na God. Terug na God. Of jy nou 'n tree links is of 'n tree regs is, as jy op die plek is waar die Here jou wil hê, jy moet jou persoonlik terug na God. En as jy op die plek is waar die Here jou wil hê, jy sê die Here, hou my trou, hou my net naby U, laat ek naby U bly. Ons teksvers vir gebed môre is Jakobus 4:8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Ek wil môre vir sê, kom ons begin môre met ernstige gebed. En ons vat hierdie 21 dae wat voor lê ernstig en ons bid vir sy teenwoordigheid in my lewe, in my familie se lewe, by my werk, by die kerk, in my gemeenskap, vir sy teenwoordigheid. Iets wat my baie diep getref het, is moeder Teresa se woorde en dan van hoe breek jy 'n hongersnood? Want dis wat in Indië besig was om te gebeur, daar was sy kos gegee, daar was sy gewerk. Hoe breek jy hierdie hongersnood wat hier is? Sy sê 1 pond kos opgeslag. Hoe verander ons hierdie wêreld en vat ons terug by die vyand van ons gesteel het in hierdie wêreld? Die vrede, die heiligheid en al daardie dinge wat die Here wil hê ons deel moet wees. Hoe vat ons dit terug? 1 gebed opgeslag. Amen. Jou deelname, jou betrokkenheid, wat 2 of 3 saamstem, so doen Corrie gebid het, staan 'n sak vas. Here, ons bid, dat daar terugkeer sal wees na U. Nie vanuit 'n politieke perspektief nie, Here, maar vanuit 'n posisie waar ons U erken as God. Ons soek U aangesig, nie U hand. En dis wat ons baie keer doen, as hierdie teksvers gaan lees, ons soek baie keer die Here se hand, ons gebedslys klink soos 'n shoppinglys wat iemand in dag is. Here gee, en ag Here, asseblief vir die Here, ek het nodig. Here, U is heilig. Die verandering in jou fokus. Gee hom eer. Hy is God, hy is almagtig. Dat die laaste week, nie meer blik afsluit, die laaste week in Januarie, is ons weer van dankbaarheid van vriende op papier gegee, ietsie sê rond. En behalwe daaraan dat ek die boodskap gebring het, wat baie van u gehoor het, dat jy al nie gehoor het, jy is op YouTube so gaan luister.
is dankbaar in die wil van die Here. Dan sluit ons die maand Januarie af, na ons vaste werk te weet van dankbaar. Maar as die Here dankie sê, dat ons bevoorreg is, ons het jou woorde moet kan ervaar, het kan beleef. Dankbaar dat ons kan weet, en antwoord geweer het, hy verander saak. En dan bring ons dank aan die Here. En jy sien, Bybel sê, maak jou begeerte sal God bekend, dank sê ek bekend smeer. Ons gaan die ene doen al smeer voor die Here. Here, weet 'n verhouding met u, 'n nader verhouding met u. En dan die laaste week ons sê, Here, dank vir daarvoor. Voordat ons Februarie gaan begin, ook goed, iets anders weet, waar anders op fokus. Ek wil volgens vir vraag met broer en suster. Gebruik hierdie ene voor elkaar om saam met my te soek aan die teenwoordigheid van God in jou lewe, in my lewe, in mekaar se lewe, in gemeente se lewe, ook in die gemeenskap se lewe. Sonder God kan ons nie. Sonder God is ons niks. Sonder God is ons verloor. Wat help ons bring in die wêreld om ons by ons sielskraag? Kom ons kry ons prioriteit, Here, my verhouding met u, maar ek wil u wil help, lid, kom ons kry ons Vader, vanmorgen kom ek na u toe, waar ons staan en die woord aan die wijze van spreek van die Here wat daar was. En wil ek vra, Here, dat u sal geëer, dat elke persoon wat van deel het in die vas, aan die gebedstyd, Here, wat begin met die begeerte en die soeke, om nader aan u te wees, u eerst in ons lewens te stel, dat ons nie sal sit op 'n plek waar ons dink ons heers en ons is in beheer, en wat ons is nie in beheer. As jy bevel gee, Here, as jy asem uit ons liggaam uit, as jy lewe uit ons liggaam uit, u is in beheer. En dat ons die daardie posisie sal gee, dat ons dit sal erken, en Here, dit sal God sal leer. Ek vra dit vanmorgen vir elkeen van myself, hierdie